Welkom by die volgende episode van die Solidariteit Wêreld. Die wêreld is letterlik aan die brand en Suid-Afrika is in die middel daarvan. Ons het al voorheen genoem dat Suid-Afrika is 'n oop ekonomie. Dit beteken dus ons word beïnvloed met dit wat rondom ons in die wêreld gebeur. Die G7-beraad is pas afgehandel en president Cyril Ramaphosa is vanjaar genooi. En hy het oorgegaan Kanada toe met sy tassie. In hierdie episode gaan ons praat oor wat in sy tassie was en wat wou hy dalk bereik het. Hy sou gepraat het met president Trump en dan gaan ons 'n bietjie praat oor die verhouding tussen Amerika en Suid-Afrika en ons gaan agter die skerms ingaan. En ons gaan kyk wat op die oomblik aan die gang is tussen Suid-Afrika, Amerika en in die algemeen Suid-Afrika se internasionale beleid. Saam met my is weer Jaco Kleinhans. Jaco wat natuurlik altyd die internasionale politiek baie fyn dophou. Jaco, G7 is agter die blad. En president Ramaphosa is hierdie jaar genooi, was nie verlede jaar en die jaar voor dit genooi nie. Hy is oorsoontoe. En daar was 'n groot verwagting wat geskep is, dat hy president Trump gaan ontmoet. Ja. Dit het toe nou nie gebeur nie. Nou is die vraag, wat sou hy vir president Trump gesê? Ja, dit is baie belangrik, want onthou Suid-Afrika se tyd om handelsooreenkoms met Amerika te onderhandel is besig om uit te loop. En dit is waaroor ons almal baie bang moet wees, baie bevrees moet wees. En mens kry amper 'n bietjie die gevoel hierdie Suid-Afrikaanse regering is nie so bekommerd daaroor soos wat ons daaroor bekommerd is, soos wat Suid-Afrikaanse ondernemings en die ekonomie en belangrike sektore wat na Amerika uitvoer, hieroor bekommerd is. Wat sê net gou weer waarom? Amerika is ons belangrikste handelsvernoot. Ons praat hier van ongeveer 500 000 poste, wat afhanklik is van internasionale handel, waarvan 'n groot deel is as gevolg van AGOA, wat nou 'n direkte politieke verhouding vereis. En die verwagting is dat AGOA dalk nie voortgesit gaan word en dan beteken dit dan moet daar bilaterale ooreenkomste gesluit word. Nou in ons wêreld, spesifiek ons ledewêreld, word hard getref, is in die landbouomgewing, vervaardigingsomgewing, mynbouomgewing, dit word almal hard getref. So dit beteken dis hoekom ons wakker lê daaroor. Ek praat met Kusatu is ook bekommerd daaroor en dit is hoekom ons nie kan verstaan dat die regering amper roekeloos is hieroor. So dis die rede hoekom dit so belangrik is om ernstig te wees daaroor. Ja, kyk, president Donald Trump van Amerika het eintlik die hele die internasionale handelsomgewing op sy kop gekeer. So ons moet die groter konteks hiervan verstaan en die G7-beraad het ook binne daardie konteks plaasgevind. Die G7-beraad was veronderstelling van jaar en dit was Kanada as gasheerland se fokus om 'n fokus te hê op handel. Met ander woorde eintlik dan nou hierdie uitsortering van handelsbetrekkinge. President Donald Trump wat Amerika se handelsbetrekkinge met alle lande in die wêreld eintlik oopgebreek het en gesê het ons gaan nuut kyk na alle handelsbetrekkinge en daar is reeds nuwe handelsooreenkomste tussen Amerika en verskeie lande die afgelope paar weke gesluit, maar dan het president Trump ook baie belangrik gesê dat ons anders oor handelsooreenkomste in die toekoms gaan kyk en dit verwys dan nou na die AGOA ooreenkoms waarna jy verwys, wat natuurlik binnekort verval, dis nie meer nou lank nie, enkele maande. Dan verval AGOA, is AGOA verby en die Trump-administrasie se benadering is om te sê, nee, ons wil bilaterale handelsooreenkomste met alle lande in die wêreld sluit. Ons wil nie so 'n algemene AGOA wet of ooreenkoms hê nie. So die kanse vir die hernuwing van AGOA wat kleiner raak. Maar nie noodwendig die einde van handelsooreenkomste. Geensins. Dit beteken nou beweeg ons in 'n era van bilaterale handelsooreenkomste waar land tot land, hy wil nie meer streek tot land nie, hy wil nie sê Amerika met streek nie, hy wil sê land tot land. En skielik is daar nou 'n verantwoordelikheid op lande. En ons het gereeld 'n gesprek met die Amerikaanse regering en ons het weer hierdie week gehoor dat Afrika lande met oor die algemeen is ongelooflike aanbiedinge aan Trump rondom handelsooreenkomste, maar nie ons. Kyk, al die lande in die wêreld op hierdie stadium is op een of ander manier, die meeste lande wat handel dryf met Amerika is besig om
nou te onderhandel. Dit is wat moet gebeur. Nou, onder president Trump het op 150 lande in die wêreld invoertariewe ingestel en toe dit vir 90 dae basies uitgestel. So die meeste lande in die wêreld is tans besig om te onderhandel. Ons het gesien by die G7 beraad dat die Verenigde Koninkryk, die Britse eerste minister Keir Starmer, met finaal nou 'n ooreenkoms gesluit met Amerika. Japan se regering is baie naby aan die punt. Dit het byna by die G7 beraad gebeur. Ek vermoed ons gaan binne die volgende paar dae sien dat daar so 'n ooreenkoms is. Die Europese Unie is baie ver gevorder daarmee. So in die meeste lande se gevalle dink ek is die onderhandelinge tussen die Trump-administrasie en hulle regering staan ver gevorder om nou hierdie nuwe handelsooreenkomste te sluit. Dit geld ook vir Afrika. Vanuit Afrika was daar 'n baie proaktiewe benadering deur verskeie lande. Ek dink veral aan lande soos Kenia, dink aan Rwanda, Tanzanië, nader aan ons Botswana, selfs Zimbabwe wat baie vinnig en proaktief opgetree het om oor handelsooreenkomste met Amerika te onderhandel. En in baie van hierdie gevalle is die ooreenkomste ver gevorder. Afrika-lande het op die voorvoet gewees, hulle het iets wesentlik vir Amerika aangebied, meer as net bloot wederwysige handel. Dit het ook gegaan oor toegang tot markte, toegang tot die groter Afrika-mark, en die werklikheid is dat daar talle Afrika-lande is, ook van die groter Afrika-ekonomie. Ek dink hier aan lande soos Kenia, Egipte, Nigerië, wat almal verder gevorder is in onderhandelinge met Amerika as Suid-Afrika. President Ramaphosa vir een of ander rede dink dat hy soort van 'n charme aanslag met president Trump kan hê. Ons het dit gesien 'n tyd gelede met 'n ontmoeting in die Withuis en hy het gedink nou by die G7 beraad gaan hy daar die tassie oopmaak en gaan sy lertjie uithaal en president Trump sê hier is my voorstel vir ons spekuleer nie net daaroor nie. Ek dink ons het redelike goeie inligting gekry. Dat dit is presies dit wat hy wou gedoen het. Hy het uitgegaan met 'n tipe ooreenkoms, raamwerkooreenkoms in sy tassie en hy het selfs gehoop dat daar by die G7 beraad dit onderteken kan word. Dis amper asof daar 'n stuk naïwiteit is, maar nou is dit belangrik, Jaco, is hy het nou sy tassie. Maak hy sy tassie oop. En sê hy, hier is my ooreenkoms. Maar Trump het ook 'n tassie. Trump maak sy tassie. En hy sê, luister, hier is die raamwerk vir 'n ooreenkoms met Suid-Afrika. En sy raamwerk is sy uitvoerende bevel. En dit is asof die regering daardie uitvoerende bevel ignoreer. Nou, ons inligting en ons gesprekke wat ons het met die Amerikaanse regering sê vir ons dat daai uitvoerende bevel staan en daardie uitvoerende bevel moet aangespreek word. Sonder dit kan daar nie 'n handelsooreenkoms wees nie. So daar is die uitvoerende bevel. Miskien kan jy ons net geweet wat is die elemente van daardie uitvoerende bevel. So dit beteken hier is wat ons wil hê. Ramaphosa. En nou kom Ramaphosa aan met sy tassie. Kom ons kyk so 'n bietjie of Ramaphosa se tassie praat met Trump se tassie. Nee, glad nie, op geen manier nie. Kyk, president Trump het, dit was 2,5 weke nadat hy ingehuldig is as president op die 7de Februarie, uitvoerende bevel onderteken, waarin hy homself baie sterk uitgespreek het teen die onteieningswet. Dan het hy homself baie sterk uitgespreek teen algemene diskriminasie. Hy het verwys na die rassewette, na onderwys, baie spesifiek. Ja, interessant, onderwys en rassewette, en daardie onderwys is Bella. Ja, dit is die Bella-wet waarna daar verwys word. So dit gaan oor die onteieningswet, die rassewette, ja, het onderwys dan daarna verwys, en dan het hy oor die algemeen eintlik verwys na diskriminasie in Suid-Afrika. Wat ook insluit geweld en met 'n spesifieke verwysing na na die plaasmoorde, en hy het dit prakties verder gevat. Daar's verdere toeligting gegee oor die uitvoerende bevel in dokumente daarna, maar dan ook in die ontmoeting in die Withuis. So ek dink nie daar kan eintlik vreeslik twyfel bestaan oor wat president Trump se agenda met Suid-Afrika is. Goed, dan is daar ook 'n tweede deel van die uitvoerende bevel en dit het gegaan oor Suid-Afrika se internasionale beleid en ook die bedreiging van die Amerikaanse sekuriteit. So, ons sit dus eintlik met hierdie plaaslike goed wat jy nou verwys het. Trump sê dit moet in jou tassie wees, president Ramaphosa, want hy die internasionale goed, en hy sê president Ramaphosa, dit moet in jou tassie wees, en as dit in jou tassie is,
Dan is ek bereid om met julle te praat oor gunstige handelsooreenkomste. Wat doen Ramaphosa? Hy maak sy tassie oop. Hy sê, hier's 'n gunstige handelsooreenkoms. Maar dan sê Trump, wat van die uitvoerende bevel? Dit is asof Ramaphosa hulle net eenvoudig vergeet. In die gesprek in die Withuis, maar ook nou met die G7, is daar geen aanleiding dat hulle enige van hierdie aanspreek. Ons weet, wat onteiening betref, is daar geen beweging. Ons weet wat rassewette betref, het hulle dit eintlik geeskaleer. Vandat hy in Washington was. Ons weet wat plaasboere betref, het hy niks gedoen nie, inteendeel, hy het eintlik ingetree vir Kilde Boer. Bella weet ons wel, daar's nou riglyn, het groot dankbaarheid teenoor die minister, maar die wet self is nog daar. So die binnelandse goeders is nie aangespreek nie. So hy het nie dit in sy tassie gesit nie. Kom ons praat net so 'n bietjie oor die buitelandse goeders. Ons kyk, in hoe mate het Suid-Afrika vorentoe getree rondom Trump se vereistes rondom buitelandse beleid. Ja, en daar's 'n lang aanloop daarin gewees, en meer van 'n aanloop selfs as oor die ander kwessies. Ons het die afgelope 3 jaar eintlik vanuit die Amerikaanse Kongres herhaaldelik sterk syne gesien om te sê, daar's kommer, Suid-Afrika is nie meer 'n onverbonde land nie. Suid-Afrika skaar hom by die vyande van Amerika, daar's verwys na militêre oefeninge saam met China, samewerking met Iran, samewerking met... Daar's 'n konsepwet daaroor wat in die Kongres gedien. Ja, daar's 'n konsepwet daaroor in die Amerikaanse Kongres ingedien waaroor die Amerikaners hulle ernstige kommer uitspreek hieroor. En wat gebeur net in die afgelope week, ons sien die geweld wat nou uitbreek tussen Israel en Iran, en die Suid-Afrikaanse Ministerie van Buitelandse Sake gaan reik weer 'n verklaring uit, 'n soort van verdoemende anti-Israel verklaring, waarby, as jy dit lees die verklaring, jy nie anders kan as om te sê dat Suid-Afrika homself aan die kant van Iran skaar nie. Nou daar is baie ernstige kommer in die Amerikaanse regering en in die Trump-administrasie dat Suid-Afrika baie naby aan Iran die afgelope paar jaar beweeg het, moontlik selfs op die terrein van Iran-verryking in terme van kennis en inligting. Dis iets wat die Amerikaners bekommer maak. As ek dan nou Ramaphosa was en ek sê, ek is onder reuse druk om 'n handelsooreenkoms met Amerika te sluit, en hierdie is een van hulle groot kwessies, dan sou ek soveel versigtiger optree. Maar die regering doen presies die teenoorgestelde. Die oomblik toe die krisis ontstaan tussen Israel en Iran, bly hulle nie stil nie, of hulle stuur nie 'n versigtiger sein na Amerika toe uit nie, hulle stuur 'n harde anti-Israel sein uit en posisioneer hulle self eintlik redelik naby aan Iran. En Iran is op hierdie stadium 'n geïsoleerde muisonplant in die wêreld. Hy is 'n land wat homself baie duidelik geïsoleer het weens sy optrede in die Midde-Ooste. En dieselfde geld vir talle van hierdie lande waarmee die ANC-regering die afgelope paar jaar so naby om homself te posisioneer het, Venezuela of Cuba of wie anderste mens ook al dink. Jy dink maar aan die noue bande wat daar was met Hamas, die afvaardiging wat ontvang is hier deur Naledi Pandor nog van Hamas. Dit alles dra by tot hierdie vraag oor, is die ANC ernstig daaroor om die pad te stap met Amerika, of dink president Ramaphosa dat daar 'n alternatief is, want dit is wat dit op hierdie stadium amper oordrewe selfvertroue. Hulle stap so toelig, gaan Withuis toe, hulle gee niks nie. Dit was amper 'n vernedering geweest, ag nie 'n totale vernedering nie, maar groot mate van vernedering. Hulle het niks gegee nie, Amerika het niks gegee nie, daar's geen ooreenkoms, hulle kom terug en sê dit was 'n groot sukses. Ja. Dit was nie 'n groot sukses nie. En dan gaan hy G7 toe, met 'n tassie. En hy het volle vertroue wat in daai tassie is daar 'n ooreenkoms. Ja. Die ooreenkoms sluit met Trump. Trump sien hom toe op. En dis die probleem toe uiteindelik Trump verlaat toe na die G7 beraad na die eerste dag weens die Iran krisis. En nou sit Ramaphosa met die probleem dat hy het sy hele plannetjie gebou op hierdie kort halfuur ontmoeting met Trump, hier eintlik op die kantlyn van die G7 beraad. En mense moet baie mooi verstaan, ek dink dit is waar Ramaphosa 'n totaal oordrewe selfvertroue het en 'n wanpersepsie. Die G7 behoort uit daardie G7 lande as lede. Suid-Afrika is nie 'n lid van die G7 nie. Suid-Afrika is met rede van hierdie jaar nie genooi na Italië nie.
ons is op 'n uitnodiging van die Kanadese regering is bietjie meer links. Nooi nou Ramaphosa so 'n bietjie as ideoloog of bietjie nader. Ja, en dan kry jy nou 'n kans om 2 of 3 van die eerste ministers vinnig in 'n halfuur so op die kantlyn te ontmoet. Dis 'n kort bilaterale gesprekke. Dis nie waar jy jouself gaan plaas en posisioneer in die sentrum en dink jy gaan nou hier 'n handelsooreenkoms met die magtigste land in die wêreld sluit nie. Nou het daai plan nie uitgewerk nie. So in die tyd toe president Ramaphosa aankom in Kanada te vertrek, president Trump reeds van daar af. Nou kom president Ramaphosa terug na Suid-Afrika. Daar's baie min daaroor om 'n handelsooreenkoms te sluit. En die vraag is nou wat nou? Hulle het geen voorwaardes in plek gesit vir 'n handelsooreenkoms nie. En dit is dat president Ramaphosa dink altyd hy kan dit transaksioneel met charme bewerkstellig. So dis transaksies wat hy wil sluit. Maar daar's 'n uitvoerende bevel. Ek onthou uitvoerende bevel het statutêre krag. So daar's uitvoerende bevel en wat die Amerikaanse regering vir ons sê is hulle is gebonde aan die uitvoerende bevel. En die uitvoerende bevel bepaal die agenda met Suid-Afrika. En Suid-Afrika sê ons wil die agenda met ons bepaal. Ek kom met my tasie, ek maak my tasie oop. En dit lyk op hierdie stadium of ons nie beweeg in die vorm na 'n ooreenkoms nie. Ek kyk na die res van die wêreld, ek kyk na die res van Afrika en ek raak benoud. Ek dink op die oomblik is die regering, en kom ons sê nou maar die ANC gedrewe regering, is op die oomblik roekeloos. Kom ons kom terug, jy het nou verwys na die internasionale kant van die uitvoerende bevel. Ons is nie naaste by doen wat die uitvoerende bevel vereis nie. Ons is nie neutraal nie. Ons kom weer terug na plaaslik toe. Wat ons wel hoor, ook uit die Amerikaanse regering, ons is in gereelde gesprek. Hulle sê vir ons dat die Afrikaner kwessie is nog sentraal tot die hele debat met Amerika. Dit was van die begin af sentraal gewees. En dat 'n ontloping daarvan is deel van 'n handelsooreenkoms voorwaarde. En die ANC gaan praat nie eintlik met ons. Wel, ek lê nou nie wakker in die nag omdat hulle nie met ons praat nie. Maar hulle hanteer nie daardie hulle hanteer nie dit nie. Hulle hanteer nie daai kwessie nie. So hulle hanteer ons sien dit en ons sien hulle sukkel met hulle internasionale posisionering en as hulle totaal verstom dat daar nie een of ander vorm van 'n ooreenkoms, bilaterale ooreenkoms. Jaco, ek sluit af, jy's op pad later vanjaar weer Amerika. Ja. En ons fokus daar gaan wees spesifiek rondom wat nou met AGOA. Dit is in die tydperk wat AGOA finaal hersien moet word. Ons weer daar praat oor hoe kan ons kyk dat ons nie bilateraal ooreenkomste wel kan fasiliteer om ons mense se werk te red nie. En dan is dit weer ironies, die vlieg ons oor Amerika toe. En om in te tree vir Suid-Afrika terwyl ons eintlik sit met 'n roekelose regering. Ja, kyk, kom ons wees eerlik. Die ambassade, die Suid-Afrikaanse ambassade in Washington verkeer nog steeds in chaos. Ons nou intussen ook gehoor dat die invloed daar's te min personeel. Die werk word nie gedoen nie. As ek praat met my kontakte in Washington, sê hulle dat die vlak van skakeling vanuit die Suid-Afrikaanse ambassade is nou nog swakker as 6 maande terug, wat swakker is as 'n jaar gelede. So die Suid-Afrikaanse regering maak nie sy foute reg in die verhoudinge met Amerika nie. En ons het hier op 'n krisispunt, jy het aan die begin van hierdie gesprek gesê, Amerika is ons belangrikste handelsvernoot. Ja, dis nie ons grootste handelsvernoot nie, want ons voer geweldig in uit China, maar dis ons belangrikste handelsvernoot, want ons het 'n hoë gehalte uitvoere na Amerika. Dis vervaardigde produkte wat geweldig baie werksgeleenthede direk en primêr en sekondêr skep. Maar ons is ook geweldig afhanklik van beleggings uit Amerika. Nou moet jy weet, soos wat ons hier praat, soos wat die tyd verloop, is daar tans eintlik so 'n bietjie van 'n wag en sien benadering deur Amerikaanse beleggers. Dis nou groot Amerikaanse maatskappye wat sake doen in Suid-Afrika, Amerikaanse maatskappye wat in Afrika wil sake doen. Dis maar net jou beleggingshuise wat belê in ontluikende ekonomieë en in hulle aandelemarkte. Daai ouens het almal tans 'n wag en sien benadering. Hulle wil sien waarheen gaan hierdie verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika. En vanuit die Suid-Afrikaanse regering se kant gebeur daar niks nie. Daar's nie 'n regstel nie, daar's nie 'n reuse poging nie, daar's nie 'n goeie ambassadeur aangestel in Washington onlangs nie.
Daar's nie groot pogings, as jy kyk wat weekliks daar in Washington gebeur, vanuit Suid-Afrika om dinge te probeer regstel, nie, daar gebeur eintlik niks nie. Daar's hierdie idee dat president Ramaphosa kan maar met 1 of 2 gesprekke met president Trump alles weer regmaak en dan gaan ons maar net voort. En dit is wat my die meeste bekommerd maak en dit is hoekom dit belangrik is dat instellings soos ons, soos Solidariteit, sal moet inbeweeg, ons sal meer doen vir die res van die jaar, die volgende paar maande, regtig waar jy eintlik die diplomatieke werk gaan doen, sodat ons werksgeleenthede hier in Suid-Afrika kan beskerm. Dis absoluut noodsaaklik dat ons by die debat betrokke moet raak en bly en wees. Ons moet aanhou om druk te plaas op die Suid-Afrikaanse regering en ons doen dit. En ons sal intree vir ons mense en ons sal intree vir hulle werk en ons sal seker maak dat hulle ook hier aan die suidpunt van Afrika vry, veilig en voorspoedig kan wees. President Ramaphosa se tassie het die verkeerde inhoud. En ons moet aanhou om druk te plaas op die roekelose ANC-regering, sodat daar wel 'n bilaterale ooreenkoms gesluit kan word tussen Suid-Afrika en Amerika. Op Solidariteit se YouTube-kanaal is daar wonderlike inligting en nuus en video's en natuurlik die potsending, die Solidariteit Wêreld met al sy episodes is daar. Ons vra of julle volg Solidariteit se YouTube-kanaal en wees ingelig.